om op reis te gaan. Nou ek praat nie net vanmôre met die ouens wat nou hier op vakansie of sy besig is om sy vakansie te beplan nie. Met almal, want elke dag is 'n reis waarop jy gaan. Elke dag ontmoet jy of jy sien dalk iemand wat jy of al gesien het of ontmoet het of nog nooit nie. En daarom is elke dag 'n reis waarop jy gaan. Jy wat bestuur gewoonlik wanneer jy op reis gaan, hy mis eintlik baie dinge. Want hy moet hopelik voor hom op die pad kyk. Hy moet gefokus bly op dit wat saak maak. Baie keer as ons ry, dan sien jy Nika 'n kameelperd. Wat sal dit wees? Dit was nie deel van die beplanning nie. Al word het stil. Wanneer jy op reis gaan, mis die een wat bestuur. Baie keer wanneer ons ry, dan sien jy Nika 'n kameelperd langs die pad en dan sê sy, "Pappa, kyk daar," en dan is ons nou eintlik verby hom. En dan probeer ek aan haar verduidelik, maar ek kan nie kyk nie, maar sy verstaan dit nie. Hoekom nie? Daar's hy. Kyk net. En dan sê ek, "Poppie, jy moet onthou as ek daar kyk, dan gaan ons dalk daar ry ook." Dit kan ons nie doen nie. Dan sê sy, "Ja, kom ons gaan 'n bietjie nader." Want sy verstaan nie dat ons gaan nie net 'n bietjie nader gaan nie, ons gaan dalk op ons sy lê. En die ander hartseer gedeelte is vir die ander wat passasiers is, mis baie keer net so baie dinge. Want sodra jy lank pad ry en jy het 'n kussing in die kar en jy is so 'n bietjie ingesettel, dan maak jou vensters toe. En dan rus jy 'n bietjie. Dan sien jy ook niks nie. En dan baie keer dan kom ons by 'n plek aan en dan sê ek, "Joh, jy het die mooiste gedeelte van die pad gemis." Maar dit maak nie regtig saak nie, want hulle het geslaap. Ek het dan so hier en daar iets gesien, maar dan, en so mis ons in die lewe so baie dinge. En as jy dit nie regtig gesien het nie, dan pla dit jou nie regtig nie. Ons het 'n gesegde, kom aan, wat ons sê, wat die oog nie sien nie. Ek is bly om te hoor julle ken hom. Filippense 3, vers 13 tot 14. Hy sê, Paulus, "Broeders, ek reken nie dat ek dit self begryp het nie. Ek sê glad nie dat ek hierdie begryp het en verstaan en perfek is en dis wat ek glad nie sê nie." Vers 14. "Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus." So wat sê hy vir ons hier? Hy sê vir ons dat solank jy vashou aan die verlede, kan jy nie jou doel, jou hoë roeping van God in Jesus Christus vervul nie. Solank jy vashou aan al die teleurstellings en al die dinge van die verlede, gaan jy nie dit wat God in gedagte het 100% kan vervul nie. Ek weet nie wie van julle daai film gekyk het nie en ek weet nie of ek die regte een nie weet het nie, maar daar's een of ander van daai superhero films. Ek dink is die Incredibles, wat daar een is wat stretchy is. En dan op 'n stadium dan gryp hy hier aan 'n paal vas en dan gryp hy aan 'n trein vas en dan rek sy arms, ek weet nie hoeveel kilometer ver nie en dan prik hy hom net so. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, jy is nie stretchy nie. Ons kan 'n toets as enigiemand wil hê ons moet. Jy is nie stretchy nie, jou arms kan net so wyd gaan. Dis al hoe wyd dit kan gaan. Dit kan nie wyer gaan as wat dit kan. En hoe wyer jy dit maak, hoe seerder gaan jy kry. Hoe wyer jy dit maak, hoe meer maak jy jouself oop om nog meer seer te kry. Baie mense leef weer totaal en al so toe. Hulle sien weer niks. Hulle vat geen kans nie. Hulle is heeltemal tevrede om net daar te sit. Ek weet hoeveel seer ek nou het, so ek sal hierdie seer liewer vir die res van my lewe handle as om daal
'n bietjie oop te maak en 'n bietjie nuwe seer te kry wat dalk net te veel gaan wees. Die probleem is jy gaan nie oopmaak om net dalk nog 'n bietjie seer te kry nie, maar dalk ook 'n bietjie goed te ervaar in jou lewe, maar jy gaan dit ook mis. So daar's 'n balans wat ons iewers moet vind en dis wat Paulus hiervan praat. Hy sê om daai balans te vind, om die hoë roeping, nie net die roeping nie, om die hoë roeping wat God deur Christus Jesus klaar vir jou voorberei, om dit te bereik, gaan jy die verlede moet los. Nou hy sê nie al die slegte dinge in die verlede moet los nie, hy sê alles van die verlede moet los. En jou uit te strek na wat voor is. Nou as jy al 'n 100 meter wedloop gekyk het, as hulle so baie gelyk is, dan strek daai ou, hy probeer sy nek soos 'n kameelperd maak, sy bors om eers oor te kom. Dis ekstra inspanning. Dis nie ek vergeet dit wat agter is en kom ons kyk nou wat gebeur vorentoe nie. Nee. Dis 'n doelbewustelike besluit wat jy neem. Ek los dit hier en nou jaag ek na. Hoekom? Want ek glo daar's iets goeds vir my daarvoor. Nie, jy verstaan nie. Ek kry daar's net goed. Dis nie deel van my lewe nie. Ek weet nie. Dit sal nooit wees nie. Ja. Dan gaan dit nooit wees nie. Jy moet glo dat daar iets goeds vir jou daarvoor is. Te veel mense leef hulle hele lewe om te dink daar's nie iets goeds vir my daarvoor nie. Weet jy hoeveel mense praat ek mee en dan sê ek, maar dink jy nie die Here sal dalk een of ander stadium weer nee, weet jy wat, ek is happy hierso. Ek is okay. In ons huis is daar 3 tipe mense as ons op vakansie gaan. Daar's die geskenkie tipe, daar's die 3 stelle klere tipe en daar's die speelgoed tipe. Kom ek verduidelik vir julle. Die geskenkie ene. As jy op vakansie gaan, veral as jy gevlieg het jy net soveel spasie in jou tas. Maar daar's 'n geskenkie tipe in ons huis wat baie lief is daarvoor om geskenkies te kry. En as ons alleen iewers heen gaan, ek en daai geskenkie tipe, dan moet die 3 kinders 'n geskenkie kry. Okay? Is reg, my liefie? Ek voel presies so, ja. Is reg, my liefie? Ja, maar weet jy hoe baie sal jou ma hiervan hou? Dis reg, my liefie. Dit is altyd so moeilik om vir my pa iets te koop. Hierdie is nou uniek. Kom ons bære hom tot hy verjaar. Dis reg, my liefie. My liefie sê net vir my, waar gaan jy al die goed pak? Ag, ek sal 'n plekkie kry. Jy weet ons tas was vol toe ons hiernatoe kom. Ek is oortuig daarvan dat my geskenkie tipe iets van haarself daar sal los om die geskenkies in te pas. Is daar enigiemand anders wat kan sê ek het 'n geskenkie tipe in die huis? 3. Dit was vir julle 3 gewees daai. Dan het ons die 3 stelle klere tipe. Ons weet nie hoe die weer gaan wees nie, so ons pak 3 stelle klere vir elke dag in. En 'n ekstra baadjie. Ons gaan net 3 dae weg. Is daai tas regtig nodig? Nee, maar. Wat nou as dit skielik reën? Ons gaan nie Kaap toe. In die Kaap reën dit skielik. En dan is dit skielik warm en dan jy okay, maar dis reg, pak maar so. Ek hoor wat jy sê. Dis reg. Geen probleem nie. Is daar enige iemand wat op vakansie gaan en vir elke dag 3 stelle klere pak? As sy, al die vrouens, lyk beter, nou sal daar al 10. Die 3de tipe, as ek sê, ons gaan vir 'n naweek plaas toe. Pak gou vir julle klere en so 1 of 2 speelgoedjies.
Dan pak hulle 1 of 200 speelgoedjies en dan sê ek, en die klere, o ja. Dan sê ek, maar julle gaan nie met daai speelgoed daar kan speel nie, want daar is nie wifi nie. Julle gaan ook nie met daai kan speel nie, want daar is nie krag om dit te charge nie. Ek wil nie meer gaan. Maar was jy al daar? Nee. Maar hoe weet jy, dit gaan nie lekker wees nie? So ek weet nie wat jy gaan met groot speelgoed vat, jy kan nie die kleintjies vat nie, want dis sand en Papa, ek wil liever by ouma bly. My seun, jy weet nie hoe lekker gaan dit wees nie, ek gaan dit lekker maak vir jou. Jy moet hom oortuig, hy het nie idee wat daar is nie, hy was nog nooit daar nie, maar net omdat hy nie sy wat hom gelukkig maak kan saamvat nie, maak dit nou nie sin. Nee, dit gaan nie lekker wees nie. Ons doen dieselfde met ons siels en ons gees lewens. Die geskenkie mens gee soms meer om ander tevrede te stel en belangrik te laat voel en te beïndruk as om na hulle self te kyk. Solank almal om my net tevrede is. Kom aan mamas, julle moet my help nou. Ek gee nie vir iemand, vir 'n mamma, geld vir haar verjaarsdag, wat sy geval kinders iets koop. Nee? Dalk vir haarself ietsie op 10 miljoen. Sy gaan nie by die mall iets koop nie, amper noem ek 'n plek se naam, dan het ek dalk moeilikheid. Sy gaan nie by die mall hier Rustenburg iets koop nie, sy gaan op 10 miljoen, dan kan sy vir almal iets koop. Met dieselfde geld. Die 3 stelle klere mens, elke dag van jou lewe is jy so besluitloos en onseker, jy lewe jou lewe die heeltyd in twyfel. Amper elke ding wat jy doen, wonder jy maar wat as dit nie werk nie, of gaan dit werk, en op die einde, dan is jy so oorlaai, dat jy net eintlik maar niks besluit nie. En die speelgoed mens, jy beplan jou hele lewe, rondom wat vir jou die vinnigste gaan laat beter voel, wat jou die vinnigste gemaklik gaan laat voel, sonder dat jy enige idee het, wat aan die ander kant dalk vir jou wag. 3 tipe mense wat ons met ons siels en geestelike mens doen. Ons dra al die verkeerde gevoelens en ons verlede en alles saam met ons. Want dit is so moeilik om te laat gaan. Inteendeel, is jy veronderstel om elke dag van jou lewe met 'n leë tas op hierdie reis te gaan. Met geloof in jou hart. Met 'n leë tas. Jy is eintlik veronderstel om elke dag te besef dat God iets nuuts vir jou wil doen. Want ons raak so gewoond aan ons huidige omstandighede. Ons is tevrede met dit wat ons nou het en op die ou einde vergeet jy dat al wat jy het wanneer jy op reis gaan, is wat in daai tas is. Dis al. En ek weet baie mense sal vir my sê, my Dion, jy verstaan nie, my kinders is my alles. Ek sal liewer alles van myself daar los. En net seker maak dat hulle gelukkig is. Ek het ook kinders, ek weet hoe jy voel. Maar ek wil vir jou sê dat daar so baie meer in die lewe is, wat jy soms juist verloor as gevolg daarvan. Ek het nou eendag vir 'n man en 'n vrou gesê met wie ek gepraat het, wat regtig in 'n groot risie sit oor hulle kinders. En toe sê ek wil net vir julle uit my eerlike opinie sê, ek dink julle mis 50% van die lewe, want julle is die heeltyd net in die middel van hierdie geveg. Niemand waag uit nie, dis die heeltyd amper 'n kompetisie. En eintlik is die man die hoof, die vrou onderdanig aan die man lei haar in die volle waarheid en wysheid en alles van die Here. En hoor baie mooi wat ek sê, die atmosfeer wat die ma en die pa skep in die huis, volg die kinders en saam is dit 'n gesin.
Ek weet as jy tieners in die huis het, dan is daar 'n klomp verskillende emosies en alles in die huis. Ek verstaan dit. Ek verstaan dit heeltemal. Ons is baie lief vir tieners, werk al baie jare met tieners. Ek verstaan tieners se emosies is een oomblik hier, die volgende oomblik vlieg hulle. Ek het al baie gesê, die woord tiener beteken tuna. Die woord tuna beteken injury, anger and grief. So die woord tiener beteken, hulle emosies is all over. Die een oomblik klim hulle in die kar, hulle is heel fine. Die volgende oomblik slap hulle al die deure toe, want hulle het een WhatsApp gekry, of een foto gesien, of al die ouers met tieners sê dankie. Dis 'n tiener. Dis te veel goed wat op een slag in hulle kop gebeur, en as niemand so dom soos hulle ouers nie. Al die tienerouers sê dankie. Jy kan nie jou hele lewe lank deurgaan in 'n gemaksone nie. Jy kan nie die hele tyd vashou aan die seer van die verlede nie. Jy kan nie. Jy kan nie vir die res van jou lewe met dieselfde vraag sit oor, Here, hoekom ek nie? Dit wat gebeur het jou seer gemaak, het jou verwoes, het jou planne, het alles te mekaar gegooi. Ek verstaan dit. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat God nog steeds vir jou goeie planne vorentoe het. Dit het nie verander nie. Dit het nie. Jy moet nog steeds planne voorlê. Psalm 20 vers 5 en 6 sê, hoor baie mooi, mag hy, en hy is met 'n hoofletter is God, mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in u naam, onse God. Mag die Here al u begeertes vervul. Hoor baie mooi. Meeste mense het net een ding in hulle hart. Net een ding. En dis die verlede. Die verlede, en ons koester dit so, ons hou dit so naby. En dan kom jy op 'n dag en dan besluit jy, vandag gaan ek klaarmaak met die ding. En die eerste oomblik wat iemand iets sê of doen, dan is jy weer terug in die verlede. Weet jy, vir Christene het al gebid en gesê, ek is nou klaar met die verlede, ek is klaar met die, ek is klaar met daai, en iets gebeur, en onmiddellik is hulle weer terug daar. En hulle leef en tree weer op vanuit hulle verlede. En as jy dan vir hulle sê, maar moenie, dan sê hulle, weet jy wat, jy weet nie hoe dit voel nie. Jy was nog nooit daar in jou lewe nie. Nee, ek was nie. Maar ek kan nie verstaan dat jy altyd wil teruggaan as jy kan vorentoe gaan. Die grootste uitdaging wat ons in ons lewe het, en hier kom Psalm en hy sê, hoor baie mooi, God wil vir jou gee na jou hart en al jou voornemens. Daai twee moet in lyn staan met mekaar. As jy 'n gebroke stuk in 'n hart het gevul met die verlede, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan dit vir jou bitter moeilik wees om jou voornemens, jou vooruitsigte te kan sien en ervaar. Want jy's nie stretchy nie. Jy's nie. Dit is soms so moeilik om aan iemand te kan verduidelik, ek hoor wat jy sê. Ek weet nie hoe dit voel nie, ek stem saam met jou. Maar vir hoe lank gaan jy vashou daar? Ek wonder hoe ons lewens sal lyk. As God dalk met 'n prentjie of met 'n video of met 'n foto vir jou kon wys wat hy vir jou beplan. En ja, baie sal sê, maar hoekom doen hy dit dan nie? Hoekom ek nie doen nie, is dan gaan jy jou eie planne maak om daar uit te kom. En jy gaan nie die pad volg wat hy wil hê jy moet volg nie. Ek kan vandag vir jou 'n foto wys van enige vakansieplek en vir jou sê waar dit is. En elkeen van ons gaan ons eie planne wil maak om daar uit te kom. Party van ons gaan so ver gaan om te sê, "Joh, maar ek is nou bang my kar breek op pad soontoe." Jy weet, die laaste keer toe ek daar was dit so gemors daar gewees. Onmiddellik kom daar verskillende opinies. Iemand wat nog nooit daar was, die sal sê, "Ja, maar jy weet, ek moet vir jou sê, die vorige 4 of 5 ouens wat daar was, het vir my gesê,
is nie, moenie gaan nie. Dis hoekom ons Christendom op geloof gebaseer is. Hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is. Glo dat dit wat God vir jou instoor het, definitief beter gaan wees as die omstandighede waarin jy nou sit. Glo jy dit regtig? Here, maar dit lyk glad nie vir my so nie. Jou drome kom uit jou hart uit. Ons lewe, sê die Bybel, vanuit ons harte. Die oorsprong van die lewe is in die hart. Maar ons voornemens en ons motiewe mislei ons en hou ons die hele tyd van koers af. Hoor baie mooi, Psalm 20 het gesê, God wil vir jou gee volgens jou hart en jou voornemens. Maar as daai twee nie ooreenstem nie, wat moet God dan vir jou gee? Ons het laasweek nogal diep geraak om te sê, baie keer praat ek met mense oor verskillende dinge en dan weet ek in sy hart is daar sekere dinge wat ek nie moet sê nie. Sekere dinge wat ek nie moet aanraak nie. Want as ek dit gaan sê, dan gaan hy net daar afsluit en einde. Daar's sekere name of sekere omstandighede of iets wat ek nie moet aanraak nie. Baie van ons sê, kyk, jy kan enigiets doen, maar moenie daar gaan nie. Nou hoor gou wat ek sê, die daar gaan. Dis daai wat God wil verander. Nie al die ander dinge nie. Dis die daar gaan. Daar het ons vanmôre vir hom 'n naam gekry. Daar gaan. Daar gaan hy alweer. Hoor mooi wat ek sê, ons leef vanuit ons daar gaan. Want alles gaan goed in jou lewe en jy's net besig om vooruit te gaan. En iewers raak iemand vir daar gaan aan. En dan sê ons, daar gaan alles alweer. Ek het geweet, dit sal nie werk nie. Ek het geweet, dit sal net 'n sekere tyd vat, dan sê hy weer terug daar. Daar gaan hy alweer. Om daar gaan te verander, is die moeilikste ding in jou lewe. Kom ons wees eerlik, as ek vandag sê, dink aan enige iets in jou lewe wat jy oortuig is van God wil hê, jy moet verander. Jy moet ontslaa raak van. Gaan meeste van ons daar gaan ignoreer. Ons gaan nie daar gaan nie. Want dit maak jou seer, of jy geniet dit, of dis jou veilige plek, of dis iets, maar moenie daar gaan nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis al waar God wil gaan. Is by die daar gaan. Want jy leef vanuit jou daar gaan. Jou daar gaan verhoed jou om vorentoe te gaan. Jou daar gaan keer jou om die volheid, die hart en voornemens sodat God dit kan seën. Daar gaan, dis die wortel. Die wortel van bitterheid, die wortel van onvergifnis, die wortel van seer, die wortel van daar gaan is die wortel. En as jy net vir een oomblik vanoggend eerlik met jouself wil wees, dan sê jy vir my sê, Dion, ek besef, daar gaan is bietjie in beheer van my lewe. Want ons kan enigiets doen, enigiets sê, net nie daar gaan nie. En daar gaan beheer jou. Interessant genoeg, speel gister golf en iets raak weg skielik so tussen almal deur. Die eerste ding wat iemand sê is, dis hulle gewees. Nou moet jy onthou, ek is nou besig om hierdie preek in my hart voor te berei vir so 2 dae, nee. Ek wil nou nie lelik wees, maar ek dink daar's 'n daar gaan in sy hart. Want gelukkig sê iemand anders ook toe nou. Maar moenie dink dis net daai mense wat dit doen. Dis sê daar sy, daai ou het daar gaan al oorwin in sy hart. Toe draai ek om, toe slap ek die bal, die beste ou van die dag. Wys jou, as jou gees en jou siel verlig is, dan speel jy beter golf. Daar gaan. Hoor wat ek vanmôre sê, jy leef vanuit daar gaan. Of jy wil of nie.
Jy kan dit nie beheer nie. Jy moet ontslae raak van daaggaan in jou lewe. Dis al wat jy kan doen. Doelwitte is daar om 'n lyn vir jou te hou, om jou in lyn te hou. Anders gaan jy met jou motiewe oral in hart loop. Die Bybel kom in die boodskapvertaling en dan sê hy, wat is jou motiewe as jy gaan na die huis van die Here? Hy praat van die kerk. Met ander woorde, selfs God weet dat daar mense is wat soms kerk toe gaan met die verkeerde motiewe in hulle harte. Wat is daai verkeerde motiewe wat hy van praat? Die dag gaan. Hy gaan Sondag na Sondag kerk toe, hy sing, hy lees Bybel, hy bid. Hy doen alles wat ons as kerk sê Christene moet doen, maar as daar 'n dag gaan in jou hart is, dan beroof jy jouself van die seën van die Here oor die hart en die voornemens. God het vir jou die mooiste dinge in stoor. Jy is die een wat glo, dit sal my nie toekom nie, want. Jy is die een wat dit glo. Jy is die een wat glo, ek sal nooit weer gelukkig wees nie. Jy is die een wat dit glo. En ja, jy het 100% rede om so te voel. Jy's mens, jy's op hierdie aarde. Jy het die volste reg om so te voel. Maar glo vir my, jy het ook die volste reg om te bly net waar jy is as jy dit gaan aanhou glo. Jy kan nie vooruitgaan as jy dit die hele tyd bly glo nie. Jy maak jouself vas. Wie het jou geskape en hoekom? Hoor baie mooi Efesiërs 2 vers 10, die laaste skrifgedeelte. Want ons is sy maaksel. Met ander woorde, God het jou gemaak. Hy het jou geskape. Geskape in Christus Jesus. God het jou geskape in Christus Jesus. Hoor, tot goeie werke. Tot goeie werke. Wat God voorberei het. God prepared in advance, sê die Engelse vertaling. You are created through Jesus Christ to do good works that God has prepared in advance. En dan eindig daai vers en sê hy, sodat ons daarin kan wandel. Kom ek lees dit weer. Jy is geskape, jy is God se maaksel. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Maar daar gaan ons sal weer. Ek dink julle mis my. Luister mooi. God het jou geskape. Die skepper van hemel en aarde het jou geskape. Ek weet, dit is soms veel moeilik om dit te glo, want ek weet nie wat sy huis uitkom en wat sy omstandighede en nie. Ek weet nie. Die Bybel sê God het jou geskape. In Christus Jesus. Tot goeie werke. Wat God voorberei het. So God het goeie werke voorberei wat jy moet begin doen. En sodat jy daarin kan wandel. Ek sien nie dat hy sê jy's geskape in Christus Jesus tot goeie werke wanneer jy oud is nie, of nie oud is nie, of 'n blond is, of maar is of lank. Jy wat hier sit en nou hierdie hoor, jy is geskape deur God tot goeie werke. Met ander woorde, moenie vir my sê daar is nie goeie werke in jou nie. Moenie na my toe kom en sê ek sien nou vir jou Dion, daai ou is so sleg. Moenie, want dit is nie wat die Bybel sê nie. Hy doen op hierdie stadium slegte werke, maar God het goeie werke voorberei vir hom en vir jou. Sodat jy daarin kan wandel. Jy moet glo dat God jou geskape het tot goeie werke, wat hy klaar vir jou voorberei het. Ek wil jou weer vra,
Daar's 3 tasse wanneer jy op reis gaan. Die geskenkie. Jy wat so graag vir iemand anders geskenke wil gee. Weet jy wat se geskenke het God in stoor vir jou? Het jy enige idee? Ek dink nie een van ons wat hier sit het 'n idee hoe groot God se geskenke, sy idees, sy drome, sy planne vir jou is nie. Hoekom nie? Want jy kyk met jou menslike 2 oë in 'n spieël in jou eie omstandighede vas en daar gaan jy. Jy pak 3 stelle van alles. Jy's elke dag gevul met twyfel, onsekerheid. Hoekom? Want jy kyk met hierdie 2 oë in 'n spieël en daar gaan jy. Jy pak net speelgoed wat jou nou gelukkig en tevrede gaan maak. Weet jy wat het God in stoor vir jou? Dion, jy het nie 'n idee nie. Nee, ek weet nie. Ek weet regtig nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie langer uitdagend lewe nie. Jy kan nie. Jy kan regtig nie. Op een of ander stadium gaan jy eerlik met jouself moet wees en alles moet los. Hoor mooi wat ek sê. Alles wat gebeur het voordat jy by daai deur gaan uitstap. Alles moet los. En God vertrou dat hy vir jou goeie werke, goeie dinge, lewe en lewe in oorvloed in stoor het. Gaan enige iets en gaan alles verander as jy by die deur uitstap? Nee. Jy gaan nie hier in 'n kar klim en skielik het hy nuwe tyres op en skielik maak niemand jou meer kwaad en alles, al die koskaste is vol en nee. Dit gaan nie. Want dit begin by geloof. En ek wil vanmôre vir julle sê, te veel van ons as Christene wat in 'n gemaksone sit, wat die Here dien soos wat jy gemaklik voel, wat leef uit totale gemakheid. Dit wat jy doen jy net genoeg. En ek voel ek doen genoeg. Dis alles daar gaan. Want geloof sê, ek glo. Die hartseer ding is, in hierdie klein gemeenskapie van ons, is daar heeltemal te veel mense wat glo dat as hy by 'n sekere familie uitkom, hy nooit in sy lewe sal vooruit gaan. Dis 'n dag gaan. Jy gaan dag gaan moet stop. Daar's te veel mense wat glo, dis nou die ouderdom waar hy is, so hy sal nooit vooruit kan gaan. Hy moet nou maar net oppas wat hy het. Dis 'n dag gaan. Daar's baie mense wat glo dat as jy 'n sekere gebrek het, dis nou so en ek is okay daarmee en ek wil vanmôre vir julle sê, die Here het baie hard met my gepraat want ek het vir baie van my vriende en almal gesê, ek wil nie meer op vakansie gaan saam met my kinders nie want dis te moeilik. Want ek word kwaad as iemand nie reistoefasiliteite het nie en dis net te veel werk. En al wat ek gedoen het is ek het net daar gaan tevrede gestel. In plaas van om te sê, haal diep asem en begin net voluit leef. Hou op in 'n gemaksone sit om te sê ek wil net by my huis wees want daar kan Keegan oral gaan waar hy wil. Hou op om dit te doen. Ek as hoof van die huis sit my hele gesin in my gemaksone en ek oortuig hulle is gelukkiger om by die huis te wees. Want as ek iewers heen wil gaan, dan sê ek, Jenika, wil jy saamry? Ja, papa, Joshua, wil jy saamry? Want dit is my maklik. Ek kan net inspring. Wat is jou daag gaan? Wat akkommodeer jy in jou lewe? Waarmee maak jy vrede in jou lewe omdat dit vir jou okay is? Wat is jou daag gaan? Net soos ek myself uitgedaag het, toe ons by so stel trappe afloop, ek en Belinda en sê,
wel dit gaan nou nie meer so werk. Nou sal ek myself uitdaag en daar gaan uitdaag en sê let's do what we want to do. Kom ons doen wat ons wil doen. Moenie laat omstandighede jou lewe breek en keer nie. Maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is nie. Moenie dit doen nie. Haal daag gaan uit jou lewe uit, want jy mis die lewe as gevolg van daag gaan. Net soos ek baie dinge nog wil sien en doen in my lewe. Net so wil hy. Papas, luister. Net soos wat jy happy is, het jy 'n vrou en kinders wat ook wil lewe. Miskien is jy die hoof, maar jy's nie die enigste een in die huis nie. Miskien maak dit jou gelukkig. Miskien is dit jou speelgoed wat jy pak, want jy geniet dit. Maar partykeer moet jy sekere goed uithaal. Miskien moet jy daar gaan uithaal. So ek wil weer vir jou vra, wat is jou daag? Wat is jou plek in jou hart? Wat jy so versigtig en synig en versier en mooi maak en die heeltyd as 'n verskoning gebruik. Wat is dit wat in jou hart lê, wat jy nie eens God toelaat om beheer te neem van nie? Daar gaan hoort nie in jou lewe nie. Daar hoort lewe en lewe in oorvloed. En God sal jou hart en jou voornemens seën. Kom ons sluit die oë. Terwyl elkeen se oë gesluit is, wil ek vanmôre vir jou vra, wat is jou daag aan? Wat is die daag aan verslawing in jou lewe wat jy sê jy kan nie, of wat is die daag aan seer wat jy iewers heel onder in jou hart gaan druk het en ons kan oor enigiets praat, ons moet net nie daag gaan nie. Ek het vanmôre vir jou of baie goeie nuus. Baie goeie nuus of ek het vir jou. Ongelukkig die waarheid. Jy kan besluit hoe jy dit wil sien. Ek wil dit nie slegte nuus noem nie, ek het vir jou goeie nuus of ek het vir jou die waarheid. God stel belang in jou daag gaan. En God wil hê dat jy daag gaan uitsaal. Dat jy ontslae sal raak van daag gaan. Want daag gaan is besig om dit wat hy vir jou in gedagte het, die drome, planne wat hy vir jou in gedagte het, te breek en te keer. As gevolg van jou daag gaan. Dion, jy moenie daag gaan nie. As jy daag gaan ek en jy vassit. Ek gaan nie daag gaan nie. God gaan daag gaan. En so duidelik is vir die Here vir my gesê, Dion, dit is wat die heel diepste in jou hart lê. En op hierdie stadium is dit besig om jou hele lewe eintlik maar te run, soos hulle in Engels sal sê, te regeer. Is dit 'n verskoning wat valid is, wat gewig dra? Natuurlik is dit. Dis 'n realiteit. Dis nie dat dit nie 'n realiteit is nie. Dis nie dat dit nie die waarheid is nie. Dit is die waarheid. Dit is 'n realiteit. Maar Dion, moenie dat selfs die seerste realiteit jou lewe regeer nie. Haal daag gaan uit jou hart uit. En plaas geloof daarin. God wil hê dat jy gelukkig moet wees. Sodat jy in alle dinge, sê die Bybel, in alle dinge
Vader, ek wil vandag eerstens om verskoning vra vir die dag gaan in my hart. Maar dankie dat U my in hierdie week gewys het hoe diep daar gaan lê. Dankie dat ek vandag my eie lewe kan gebruik om baie ander te help en te waarsku en te vra. Voel jy nie ook vandag gaan ontslaa raak nie? Ek glo, Here, dat elkeen van ons 'n dag gaan in ons lewe het. Die oomblik wanneer iemand, jou vrou of 'n vriend of wie ook al vir jou sê, ja, maar moenie dit doen nie, en ons opstandig word daaroor, en ons weet eintlik dat dit 'n dag gaan is. Hoe sal ons weet dat dit 'n dag gaan is? Ons word onmiddellik kwaad as iemand dit sê. Ons voel onmiddellik, jy verstaan nie, jy weet nie hoe ek voel nie. Dan weet ons dis 'n dag gaan. Dan weet ons dis 'n plek in ons hart wat nog nie gesond geword het nie. Here, maar ek weet ook, terwyl ons braai trappe afgestap het en ek daai paadjie opdraande geloop het, was dit een van die grootste gevegte wat in daai oomblik binne my aangegaan het. Want onmiddellik probeer ek vir die Here sê, Here, maar doen net iets daaromtrent. As U iets daaromtrent doen, dan gaan dit my nie meer pla nie. En so duidelik sê God, ek kan nie iets daaraan doen as jy dit die hele tyd wil wegsteek vir my. Dankie dat ek opnuut U kon vertrou om saam met my iets aan dag aan te doen. Wat is jou dag aan? My vrou moet nou nie weer dag gaan nie. My man, daar gaan jy alweer. My kind, as jy nou weer daar gaan. Elkeen van ons het 'n dag gaan en elkeen van ons veroorsaak 'n dag gaan. Maar ek bid in die naam van Jesus dat U Heilige Gees, dat die Gees van God die dag gaan sal opereer. Sal uithaal. Ons harte sal heel maak. Sodat ons hart en ons voornemens kan oopmaak en U sal dit sien. Dankie Jesus. Dankie Abba Vader dat U vir ons goeie werke reeds beplan het. Ek weet ek wil daai goeie werke volbring. En net so hoop en vertrou ek dat elke ander een ook in sy lewe die goeie werke wat God van voorberei het, wil sien en uitvoer. Salf ons en seën ons, Here. Beskerm ons dat die woord in ons harte bewaar sal word. Ek bid dat die vyand nie hierdie woord sal kom steel en dat ons weer onsself sal regverdig oor hoekom ons nog daar gaan beoefen of hoekom ons nog daar gaan verdedig nie. Van die eerste ding wat die vyand sal doen is om ons te kom probeer oortuig dat daai nie so erg is nie. Dan weet ons dis 'n dag gaan. Dan weet ons dis nog nie oorwin nie. Ek bid dat elkeen sal oorwin in die naam van Jesus. Amen. Amen. Mag die Here U seën.